Hallo maatjies, kom ons lees vandag nog 'n boekie. Hierdie boekie se naam is Word gou gesond Lebo. Lebo lê in die bed en kreun. Hy sit sy bedlampie aan om te kyk hoe laat dit is. Dis nou eers 4 uur en nog lank voor opstaantyd. Lebo voel nie lekker nie en sy maagpyn vreeslik. Hy wonder wat fout is. Hy probeer opstaan, maar dit is te seer en hy gaan lê weer. Hy wil mamma en pappa nie wakker maak nie, maar hy kan nie anders nie. Sy maagpyn al hoe erger. Na 'n rukkie kry hy dit reg om regop te kom. Lebo loop stadig na mamma en pappa se slaapkamer. Hy raak aan mamma se skouer om haar wakker te maak. Ek voel nie lekker nie, mamma, sê hy. My maag is vreeslik seer. Mamma sit regop en voel aan Lebo se voorkop. Jy voel warm, Lebo. Ek gaan haal gou stroopie vir die koors. Sit hier op die bed. Mamma is bekommerd en hoop dit is nie te ernstig nie. Mamma gee vir Lebo 2 teelepels medisyne. Dit sal jou gou laat beter voel, sê sy. Kom ons gaan terug bed toe. Mamma loop saam met Lebo na sy kamer, maak hom snoesig toe en gee hom 'n soen op sy voorkop. Lebo probeer om weer te slaap, maar sy maag is te seer. Die volgende oggend voel Lebo glad nie beter nie. Jy kan nie so skool toe gaan nie. Jy bly vandag in die bed, sê mamma. Ek sal jou later dokter toe vat as jou maag steeds pyn. Lebo knik en hou sy maag vas. Lebo lê in sy bed en probeer 'n boek lees, maar hy sukkel om te konsentreer. Sy maag hou aan kramp en hy voel naar. Is jy lus vir 'n bietjie pap? Vra mamma. Lebo skud sy kop. Ek voel regtig nie lekker nie, hy ly. My kop is seer en dit voel of die kamer draai. Sal mamma my asseblief dokter toe vat? Lebo se maag is nou so seer dat hy nie meer regop kan staan nie. Mamma bel die dokter se spreekkamer om 'n noodafspraak te maak. Die ontvangsdame sê hulle moet dadelik kom. Lebo staan op, maar dit is te seer en hy gaan sit weer. Pappa moet my asseblief help, sê hy na aan trane. Pappa tel hom op en dra hom motor toe. Die dokter druk saggies op Lebo se maag. Eina, dis baie seer. Hy ly. Die dokter luister na Lebo se hart met 'n stetoskoop en meet sy koors met 'n koorspen. Daarna gee hy vir Lebo 'n inspuiting vir die pyn. Lebo, jou blinde darm is ontsteek en ek sal dit in die hospitaal moet verwyder, verduidelik die dokter. Hoe gaan dokter my blinde darm uithaal? Vra Lebo met groot oë. Ek gaan 'n klein snytjie in jou maag maak, sê die dokter. Lebo is baie benoud. Ek wil nie hospitaal toe gaan nie, hy ly. By die hospitaal gesels die verpleegsters vriendelik met Lebo, terwyl hy in die bed lê en wag om teater toe te gaan. Die dokter gaan vir jou narkose gee wat jou lekker gaan laat slaap. Jy gaan niks voel nie, en wanneer jy wakker word, is alles verby, verduidelik die verpleegster. En ons gaan net hier vir jou wag, sê mamma. Lebo voel al hoe minder skrikkerig vir die operasie. 'n vriendelike man
In 'n blou uniform stoot Lebo se bed na die teater toe. Mamma en pappa loop saam tot by die groot wit deure. Mamma soen hom op sy voorkop en pappa druk sy hand. Voor jy jou oë uitvee, is alles verby, sê pappa. Ons sien jou nou weer. Toe Lebo wakker word, is mamma en pappa langs sy bed. Hy gee 'n halwe glimlag. Sy maag kramp nie meer nie en die sny is net effens gevoelig. Gelukkig is die operasie nou agter die rug. Lebo is nog vaak van die narkose en raak weer aan die slaap. Toe hy later wakker word, staan Ben en Karen langs sy bed. Ons hoop jy voel gou beter, sê Ben. Dankie dat julle kom kuier het. Lebo vertel hulle van sy avontuur in die hospitaal. Lebo moet 2 nagte in die hospitaal oorslaap, maar hy gee nie om nie, want hy kry jelly en vla vir nagereg. Die oggend voor Lebo huis toe gaan, meet 'n verpleegster sy temperatuur en gee vir hom pynmedisyne. Die dokter kom ook kyk hoe dit met hom gaan. Ek hoor jy gaan vandag huis toe, Lebo, glimlag die dokter. Dis reg, sê mamma. Dankie dat julle so mooi na hom gekyk het. Ja, dankie dat julle my gesond gemaak het, sê Lebo. Maar nou wil ek huis toe gaan. Mamma lag en vat sy hand. Mag ek elke aand jelly en vla eet? Vra Lebo met 'n stoute glimlag. Ons sal sien, sê mamma en knip oog vir hom. Einde van die storie, maatjies. Ons sal volgende keer weer 'n nuwe storie lees. So intussen tyd, pas julle mooi op, en soet wees en lekker leer. Sien julle weer.